Die beginsel van stof plaas ook die fokus op die taal en sy band met die geskiedenis via die sprekers van die taal. As 'n mens terugdink na die tyd en gedigte van Skryt, met ander woorde en oorblyfsels in die jare 70, vind mens in die beginsel van stof dat politiek as bedreiging nou heeltemal anders daar uitsien. Maar jy waarsku ook in die ruim vertrek dat die politici van die verlede onder die tafel besig is om ons skoene te poets. Is dit die slotsom dan dat ons die kultuur waarvan digkuns die weefsel is, die politici wat ons kastei sal oorleef? Maar dit is 'n wonderlike optimistische gedagte. Weer eens as 'n vervlechting wat nogal interessant is. Die een is natuurlik dat beide politici en skrywers maak eintlik gebruik van dieselfde roeimateriaal. En nogal op dieselfde manier, maar ek dink vir heeltemal verskillende of uiteenlopende doeleindes. Dit gaan oor die skep van persepsies. Jy weet dat mense dikwels, as jy ook gesegd het, die politiek is die kuns van die moontlike. En ek sou sê poësie is die noodsaak van die onmoontlike. Maar jou wegspringpunt, die feit dat jy beelde, klanke, ritmes, gedeelde begrippe hanteer en waarskynlik tot 'n mate manipuleer om iets daarmee te bereik, dis natuurlik eie aanhaal. En ek dink dis wat dit so moeilike ding maak. Dis wat die verhouding met die politiek, ek dink die meeste skrywers dink daaraan nie, maar ek dink wat die verhouding met die politiek so bloedskandelike een maak. 'n Mens weet amper wat hy ook probeer doen as jy so na hom luister. Maar natuurlik dan is daar 'n ander interessante afspiegeling van hierdie begrip, sê maar van die saamloop van die politiek en die poësie. Ek moes dink aan 'n wonderlike aanhaling van 'n ou Amerikaanse digter wat presies op 100 jaar oorlede is, om so baie gelede. Kunitz was sy naam gewees. Ek het dit afgeskryf vanoggend. Ek moet tog net vir jou aanhaal. Hy sê, if we want to know what it felt like to be alive at any given moment in a long odyssey of the race, it is to poetry we must turn. En die implikasie is, dis nie die geskiedenis nie. Dis die poësie, dis nie die politici wat die merk laat nie. Dis nie hulle wat die merkers daarstel nie. Dis eintlik veel meer die skrywers. En dis eintlik waar as mens so dan kyk nou byvoorbeeld as 'n mens wil weet hoe was dit nou om te lewe sê nou maar in Duitsland in die 30e en die 40e jare en dan gaan kyk jy na Bertolt Brecht of na Gottfried Benn. Dis waar jy leer, of as jy wil weet hoe is dit om in Polen te bly, dan kyk jy na die werk van Szymborska byvoorbeeld, of jy kyk na die werk van Milos. As jy wil weet wat dit moet wees, hoe dit moet wees om in Mexico te bly in daai ongelooflike gewelddadige oorgangsfases van revolusie na onderdrukking en so. En dan lees mens Octavio Paz, of jy lees miskien Carlos Fuentes en so. As mens wil weet wat is die aard van Latijns-Amerika, dan gaan lees jy Marquez. Hy sê vir jou veel meer as die politici. Wie gaan nog onthou wat die politici ooit daarna gedoen het en gesê? En natuurlik dan my laaste gedagte dat ja, die politici hoort onder die tafel. Ek dink 'n mens moet jy weet, dit is so Solzhenitsyn gesê, dis 'n vark wat jy op die snoet moet slaan aan mekaar, net om daar te herinner dat jy mens is. Jy moet hom mens maak. En hy of sy vergeet dit die hele tyd, want dit te doen met mag. Dit is so intiem verweef met die begrip van mag. Hulle kan hulle self nie hanteer nie, hulle kan hulle self nie inhou nie. As hy 'n bietjie mag het, dan begin hy jou misbruik maak daarvan. So dan begin hy beweeg daarvan. Nou ek dink dis goed. En daar lê natuurlik die aardsverskil tussen poësie en politiek. Politiek gaan oor die bymekaar maak van mag en die uitbuit daarvan. Poësie is in sy diepste wese 'n begrip van die afwesigheid of die onmag. Die nie-mag, om dit maar so te sê. Dis nie onmag nie, dis 'n nie-mag. Met ander woorde, ek dink hoe meer jy daarvan bewus word dat poësie gaan juis oor ek sal nie sê die diepe dinge nie, maar die uitmekaar haal van die begrip van mag self. Tot die mate wat jy dit kan doen, dan begin jy al hoe nader beweeg aan 'n werklike opskryf van die geskiedenis soos hy beleef word. En hoe jy hom voel. En hoe jy hom voel natuurlik, ja.